Africa sitange unendile we Namibia si kai kan gas sengdamran naman Afrikas Poda panula Yeshimwe apo Om gatero Yung kutukiro Ons gasvrou vandag is een van die bekendste gesigte in die Namibiese journalistiek. Sy het haar nuusstande geslyp tydens Suid-Afrika se groot politieke omwenteling. Nou, sy het nie net 'n hart wat klop vir die taal, vir feite en debat nie. Sy het ook 'n fyn oog vir binnehuise ontwerp, die kunste en mode. Uit en tuis Namibië kuier in Klein Windhoek by Ronel Rademeier. Ronel, kom ons begin by die mens agter die gesig wat ons so lank in die koerant gesien het. Jy's eintlik 'n plaasnooi daar uit Otjiwarongo se wêreld. Ja, Dani, nee, ek is maar jy sal nie sommer die plaas uit my uitkry nie. Ja, gebore en getoe op 'n plaas so 40 km wes van Otjiwarongo. En skool gegaan op Otjiwarongo van sub af, daar in die koshuis gewees. Tot so standaard 8 en toe ek Kaap toe. Toe ek matriek in die Kaap gaan maak by Genote Hoërskool in Wellington, ja. Nou, jy weet, as jy moet vergelyk daai tyd in Suid-Afrika waar jou hoërskoolloopbaan nou voltooi het met die skool daar op Otjiwarongo, watter was vir jou lekkerder geweest? Weet jy, ek is tog dankbaar dat ek my horisonne 'n bietjie kon gaan verbreed daar in die Kaap. Dit was moeilik, want dit is vrek ver van die huis af en ek is maar baie huisvas gewees. Ek is die oudste van 5 dogters en ons is 'n baie hegte gesin, so dit was moeilik, jy weet, om so ver weg te gaan. En die rede was maar ons het 1 Desember teruggekom van vakansie af, toe hoor ons die wiskunde meneer en die skynat meneer het daai Desember bedank. En jy weet, daai jare, dis toe nou groot bekommernis, want wiskunde en skynat is nou kritieke vakke. En toe het ons so half oornag het my pa toe besluit, nou moet hy my en my sussie, wat nou direk geraak is deur hierdie 2 onderwysers se bedanking, moet hy na Kaap toe stuur. En aanvanklik het hy gedink aan een van die Parelskole, maar toe sit 'n dag of 2 voor die skole begin en hy kry toe vir ons net plek in Wellington, hier Genote Hoërskool. Maar daar was 'n hele klomp kinders uit die Karoo gewees en dit was eintlik 'n wonderlike tyd van my lewe. Daai standaard 9 in matriek in Wellington. En weer die lewe verras 'n mens mos eintlik voortdurend met allerlei geskenke. En verlede week het juist die meisie wat destyds saam met my in die kamer was, nou praat ons van 83, 84, in die Genote, het sy hier by my gekuier. Sy het my na baie jare weer opgespoor en al die pad uit die Kaap uit gekom en hier by my gekuier. Ja, so dit was 'n lekker weersiens en ons het, jy weet, die ou dae weer in herinnering geroep. Dit was baie lekker. Nou, watter soort skoolier was jy? Was jy maar bedeesd en hardwerkend of het jy so 'n bietjie van 'n skalkse stoute streepie ook gehad? Man, ons het maar ons dosis kattekwaad ingekry daar in die koshuis, maar ek was maar die voorbeeldige tipe. Ek het eers later in my lewe besef, jy weet, mens moet nie so jy moet nie so ernstig met die lewe omgaan nie. Ja, ek het maar baie op akademie gefokus. Ek was nooit goed in sport nie. So akademie was maar my ding. Maar ons het darm ook ek onthou uit die koshuis uitgeslip, gaan swem in die dorp swembad in die aande, jy weet, goed wat jy nou nie mag gedoen het nie. En die vrugte steel daar in die omgewing naby die koshuis, daai tipe goed het 'n mens maar gedoen. Maar ja, nee, ek was pretty much maar die
die hoofmeisie tipe. En dit was maar net uit bang wees om nie in die moeilikheid te beland nie. En vertel 'n bietjie van jou universiteitsdae. Yes, universiteit. Dit was nogal vir my 'n kultuurskok. Dit het my kop oopgeskop. Ek dink vir alles 'n mens in die humanities studeer. Jy weet, ek het politieke wetenskap was een van my vakke en filosofie was ook een van my vakke. En filosofie het dit het my regtig my aan die dink gesit. En ek onthou so goed, toe ek nou inskryf, ek het aanvanklik gedink aan publieke administrasie. Hoekom weet ek nie eintlik nie, maar ek het myself 'n loopbaan in die staatsdiens voorgestel. En toe ons nou daar op Stellenbosch kom en ons moet nou ons finale vakkeuses opgee, toe besluit ek nee, ek dink ek sien nie daarvoor kans nie. En ek stap eendag daar in die B.J. Foster gebou en ek sien hier staan filosofie so op 'n bord. En ek besluit ek gaan nou 'n bietjie uitvind wat is filosofie. Miskien moet ek dit studeer. En toe loop ek die baie bekende Prof Johan Degenaar, legendariese man, loop ek daar in die gang raak en ek vra toe vir hom, hy moet vir my sê wat is filosofie? Ek dink daaraan om in te skryf. Toe sê hy dit is die nadenke oor hoe en wat ons dink en doen. En ek dink om die vermoë te hê soms om 'n bietjie uit te styg, jy weet, en te dink waarmee hou ons nou eintlik besig? Wat is die goed wat ons, weet, mense raak so verstar soms in die dinge waarmee jy elke dag besig is, maar mense het afstand nodig en jy het 'n bietjie refleksie nodig. Eintlik op alles wat ons as mense ons mee besig hou. Jy het jou journalistieke loopbaan by Beeld begin. Wat is die groot stories wat jy onthou, weet, uit daai jare waarin jy gewerk het? Dani, ek het in 91 by Beeld begin. Toe ek klaar studeer het, toe weet ek wil in die journalistiek ingaan. Maar daar is toe nie poste beskikbaar van die Afrikaanse media in daai stadium nie. Maar hulle adverteer toe 'n pos vir 'n fotograaf by Beeld se kantoor in Pretoria. Nou toevallig het ek, terwyl ek op Stellenbosch was, 'n kursus in fotografie by die Kaapse Technikon gedoen, want fotografie was altyd 'n stokperdjie. En ek moes toe in daai tyd 'n portfolio ook saamstel, jy weet, toe ek nou die kursus gedoen het. En ek laat weet toe vir hulle ek wil graag aansoek doen vir die pos. En hulle reël toe dat die hooffotograaf by die Burger my sommer daar in Kaapstad 'n onderhoud met my voer en ek kon toe nou die portfolio vir hom wys en hulle stel my toe aan as fotograaf. En ek onthou, dit was 'n bietjie van 'n uitdaging, want die heel eerste dag, toe gaan ek uit en hulle het 'n klomp predikante by Hammanskraal, daar was so 'n teologiese skool, het afstudeer, en ek moet toe 'n foto gaan neem daar, en dit is hierdie hengske klomp mense, en dis 12:00 in die dag, nou het jy dis buitekant, die son skyn reg van bo af, en jy daai vreeslike skaduwees op die gesig, kom daarna terug by die kantoor, nou moet ek in die donker kamer ingaan, die lig afsit, die film uithaal, op die spoel draai, in die chemikalie sit, en toe ek nou uiteindelik waar ek nou die ontwikkeling doen self, brand jy mos nou, jy weet, jy brand so in op die filmpapier, om nou daai skaduwees te herstel, dat dit nie so kras lyk nie. Dit was nou nogal 'n uitdaging. Maar goed, toe was ek so 3 maande lank 'n fotograaf. Ek het nogal 'n sportfoto geneem, wat toe 'n prys gekry het in daai stadium. Dit was van 'n jong skopper by die Blou Bulle, en ek onthou ek het so op my maag gaan lê, en toe hy skop, jy weet, toe neem ek die foto, maar dit het nou 'n wonderlike amper die distorsie gehad, jy weet, die voet en die bal wat so na die pale toe gaan. Maar ja, toe skuif ek na 3 maande oor redaksie toe. En in daai tyd, die groot stories was maar die vlakplaas verhoor, Eugene de Kok. Ek het dit gedoen
van begin tot omtrent die einde. En natuurlik die politieke oorgang in Suid-Afrika. Jy weet, dit was kort voor die verkiesing gewees. So ons is deur daai hele proses, die verkiesingsproses, toe die inhuldiging van president Nelson Mandela by die Uniegebou in Pretoria, dit was 'n ongelooflike geleentheid gewees. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Jy weet, dit is die energie wat daar geheers het in Suid-Afrika in daai stadium. Die hoop wat mense gehad het. Jy weet, dit was net, mens kan dit nie eintlik vir iemand beskryf nie. En om as 'n joernalis so intiem deel te kon wees van daai hele proses. Jy weet, dit is regtig 'n groot voorreg gewees. In Augustus 1844 nooi jonker Afrikaner die Wesleyaanse sendlinge Richard Haddy en Joseph Tyndall na Windhoek. Hulle het hul sendingstasie in Klein Windhoek Concordiaville genoem. Die Duitse vlag is op 7 Augustus 1884 deur die kapteine van die oorlogskepe Leipzig en Elisabeth oor Angra-Pequena gehys en 5 dae later ook by die mond van die Swakoprivier in Sandvishawe en by Kaap Vriel aan die Skierelkus. Okania se eerste poskantoor open op 12 Augustus 1895 en op 11 Augustus 1904 begin die slag van Waterberg tussen die Duitse magte en die Owa Herero. Gouverneur Theodore Seitz mobiliseer op 8 Augustus 1908 die 1600 Schutztroepe in die land en 5000 reserviste vir die Eerste Wêreldoorlog. Lugpos is op 10 Augustus 1931 tussen Windhoek en Swakopmund ingestel en op 13 Augustus 1966 bereik die teerpad vanaf Windhoek Rossing, waar dit by die soutpad na Swakopmund aangesluit het. Op 11 Augustus 1977 stig Duitssprekende Namibiërs die Interessengemeinschaft Deutschsprachige Südwester om inspraak by die stigting van 'n onafhanklike Namibië te lewer. Die organisasie stig 11 jaar later in 1988 die Namibies-Duitse Stichting vir Kultuursamewerking. Die Geneefse protokol wat die einde van die grensoorlog sou inlei en die weg vir die implementering van resolusie 435 sou baan, is op 8 Augustus 1988 deur Angola, Cuba en Suid-Afrika onderteken. Op 10 Augustus 1989 val verregses die UNTAC-kantoor op Oudtshoorn aan en op 9 en 10 Augustus 1994 bring president Nelson Mandela sy eerste besoek as Suid-Afrikaanse staatshoof aan Namibië. Maar hoe het jou pad toe terug na Namibië geloop en na Republikein toe? Ja, ek is van beeld af het ek 'n draai by Sari tydskrif gemaak. Wat natuurlik heeltemal 'n glanstydskrif, 'n vroue tydskrif, is 'n totaal ander wêreld as dagbladjournalistiek. En dit was ook lekker en jy skuur nou skouers met beroemdes en bekendes en maar die dagblad journalistiek sal maar altyd in my bloed bly. Daar's 'n energie en 'n polsslag en 'n adrenalien wat 'n mens net, jy weet, jy sal dit nooit kry by 'n blad wat 1 of 2 keer in 'n maand uitkom nie. Maar weet jy, my man was by Atlas Vliegtuigkorporasie wat toe later Denel geword het. En hulle na Suid-Afrika se demokratiseringsproses en so aan in die oorlog wat toe nou verby is, was daar nie eintlik meer nut vir die afdeling waarna hy gewerk het nie. Hulle het vliegtuie, hulle het op die herstelwerk aan vliegtuie wat in die oorlogtyd gebruik is, het hulle gewerk. En toe sluit hulle hele afdeling. En toe moet ons nou herbesin, wat doen ons nou? En toe het ons besluit om Namibië toe te kom. Ons oudste seun was toe reeds gebore en die tweede een is op pad. En ons besluit toe dit is dalk goed om, jy weet, hier ons kinders te kom grootmaak. En dit was, wat was dit nou? 24 jaar gelede, 25 jaar gelede, het ons toe op die 31ste Mei hier aangekom. En
toe is ons jongste seun 'n maand later gebore. En toe het ek nou so 6 maande net eers na die kinders omgesien en toe in Januarie 1999 het ek by Republikein ingeval. En jou loopbaan daar het jy afgesluit as nuusredakteur. Ek dink nie net die media nie, maar die wêreld, jy weet, gaan al hoe vinniger deur al hoe groter veranderinge. Dink jy ons as mens het die vermoë om by te bly? Jy weet, is dit soort van 'n vervulling en 'n uitdaging of word dit toenemend ook, jy weet, 'n baie stresvolle frustrasie vir mense in die werkplek? Ek dink dit word toenemend meer stresvol, Dani. En ek dink ontwikkeling het die laaste paar jaar en met die moontlikhede wat tegnologie geskep het ontwikkeling half eksponensieel geskied. En ek dink ons is deur dit alles oorweldig. Die impak wat sosiale media byvoorbeeld op mense net hulle interpersoonlike verhoudings gehad het. Die impak wat die digitale sfeer op ons as joernaliste gehad het. Jy weet, ons was vir die gedrukte media geskool en eensklaps moes ons net gereed wees om 24/7 in die digitale wêreld 'n teenwoordigheid te hê, jy weet. En 'n stewige voetspoor daar te kan hê. So ja, ek dink dit en dit is nou maar bloot in ons vakgebied. Maar op alle terreine dink ek van die samelewing beleef mense daai groot uitdagings. Ek dink regtig dis moeilik om te sê, het mense sê nou maar in die 40er jare met die Tweede Wêreldoorlog het mense nie ook gedink waar sit ons nou nie? Hoe gaan ons 'n toekoms gee vir ons kinders? Waartoe is alles op pad? Jy weet, Duitsland byvoorbeeld nadat na 45 toe die hele land omtrent verwoes was. En dan staan mense maar weer op en hulle gaan weer aan en hulle bou weer en so. Maar jy was by die inhuldiging van Nelson Mandela en jy het daai sirkel ook gesluit met sy afsterwe. Dit is inderdaad so, ja. Ek is dankbaar dat die Republikein my byvoorbeeld daai geleentheid gegee het om Suid-Afrika toe te kon gaan en saam met die res van die wêreld afskeid te neem van so 'n fenominale staatsman en geskiedkundige persoon soos Nelson Mandela. Ja, dit was 'n ongelooflike geleentheid geweest en weet jy, daar was ook 'n mooi storie daar nie. Ons is natuurlik nou gedruk vir tyd geweest, want ek moet my storie file vir Republikein vir die volgende dag. En wat ek nie geweet het die oggend nie, is dat toe ek nou vertrek met die bus na die stadion toe in Soweto, die FNB stadion waar die geleenthede plaasgevind het ek nie geweet, jy weet, daar gaan 'n volledige perskamer wees en almal gaan daar sit en file nie. Christiana Amanpour van CNN, die wêreld se grootste joernaliste was almal daar teenwoordig. Maar stupid ek los toe my skootrekenaar by die vriendin waar ek tuis was terwyl ek nou daar in Johannesburg was. En ek moet toe nou betyds weer by haar plek kom om gou my storie te gaan file. Maar toe die verrigting op die stadion verby is en almal moet nou stap om treine en busse en so te kry, toe is daar natuurlik 'n verskriklike toestroming van mense. En ek beland in 'n tonnel, ek moet nou onder deur 'n pad gaan, aan die ander kant uitkom en dan is daar 'n bushalte en ek kan 'n bus kry. Maar toe ek in daai tonnel kom, toe sit soos beeste in 'n drukgang en ek move nie, jy weet, daar's nie, die mense staan net so saamgebondel. Daar's net eenvoudig te veel mense en te min plek om die storie aan die gang te kry. En ek voel net hoe swel hierdie paniek in my keel, want ek moet my storie gaan klaarskryf. En die volgende oomblik toe begin ek te huil, jy weet, uit regtig van paniek. Maar van die mense wat hier langs my staan, sien toe, jy weet, hier's iets fout. En hulle vra, wat is dit? En ek sê toe, I'm a journalist, I have to get to my place, I need to write my story, I need to file my story in time for my paper to go to print tonight.
En hulle begin daai boodskap so vorentoe aanstuur. Make space, she's a journalist. En regtig soos die Rooi See gaan daar vir my 'n pad oop en ek kon toe deur daai groep mense beweeg en daarom toe nou betyds my storie uiteindelik na Republikein te stuur. Ja. Jy weet, in 'n beroep wat dikwels, jy weet, groot eise stel, was jou familie nog altyd, jou gesin, vir jou baie belangrik. Vertel 'n bietjie mense meer van Lourens, van Wilhelm en van Andrei. Ja, Lourens is soos 'n rots vas in ons familie. Ek dink hy het baie keer net al sy kop geskit oor sy vrou. En dit was maar moeilik, jy weet self Dani wat se eise stel ons beroep aan ons. Ek kon nie in die week sommer net wegglip by die werk en my kinders se rugbywedstryde of oefeninge of so gaan kyk nie. So gelukkig omdat hy vir homself werk, kon hy dit doen. En ek is bitter dankbaar. Jy weet, hy het net so stil, eintlik soos wind onder my vlerke ingekom en baie keer as ek nie daar was vir die kinders nie, as gevolg van werksverpligtinge, het hy die huishouding oorgeneem en kon hy na hulle omsien. Ja, so ek het 'n goeie man waarvoor ek baie dankbaar is en vir wie ek baie lief is. My kinders, Wilhelm is nou al amper 28, Andrei 25 en jy weet, mense kinders het ook maar hulle eie dinge en hulle eie pad wat hulle stap en hulle eie teleurstellings wat hulle moet verwerk en Wilhelm was nou 2 weke gelede in 'n baie ernstige motorongeluk, net 400 meter hier van ons huis af. Dit is iets wat mens vir geen iemand kan beskryf. As jy daai oproep kry wat sê jou kind was in 'n ongeluk en jy jaag na die toneel toe en jy weet nie wat jy daar gaan aantref nie. Ja, jy bid soos wat jy in jou lewe nog nooit gebid het nie en hier kan ek nou 2 weke later sê hy kan loop. Hy's nie verlam nie en hy leef en hy's besig om baie vinnig weer te herstel, so mense is ongelooflik dankbaar daarvoor. Ek dink sommige Namibiërs weet nie dat daardie loskopstit nommer 1 Andrei Rademeier jou seun is wat by die Wêreldbeker ook gespeel het nie. Ja. Jy weet, 2 uiteenlopende seuns, nê, met elkeen hulle eie talente. Ja. Andrei was nou in die oefengroep. Ons het nou vanmiddag gehoor hy is nie in die span wat Suid-Amerika toe gaan nie. Hy het mos 'n slegte enkelbesering gehad en hy's nog nie heeltemal herstel daarvan nie. Julle was in 2019, het julle gaan kyk in Japan. Ek wil net vra, jy weet, daai laaste wedstryd wat toe gekanselleer is, wat ons so hard gehoop het Namibië sou kon wen daar. Ja. Hoe het jy daai oomblik ervaar? Weet jy Dani, dit is ek het nou snaaks genoeg nogal vanmiddag daaraan teruggedink. Want hy het al die wedstryde in Japan gespeel. Teen Italië, teen die All Blacks, teen Suid-Afrika. Maar ons was nie by een van daai wedstryde nie. Dit was nie in daai stadium moontlik nie en ons het toe besluit ons sal vir die laaste een gaan, want die kans dat Namibië teen Kanada sou wen was goed in daai stadium. Jy weet, op papier het dit nou alles baie moontlik gelyk. En dit was vir ons 'n groot geleentheid en ons kom in Japan aan. Nou ja, en daar is dit toe nou die super tifoon wat Japan tref en uiteindelik die wedstryd wat gekanselleer word. So dit was 'n ongelooflike teleurstelling dat ons hom toe nou nie kon sien speel in 'n wêreldbeker nie. Jy het ook baie aktief nou betrokke geraak by die stryd teen kanker en jy weet, ek dink jy weet dis 'n moeilike ding. Hoe het jy daai pad ervaar? Like Dani, ja, ek is in 2019 in September
2019 met kanker gediagnoseer, ovariële kanker. En dit is een van die ginekologiese kankers wat die slegste uitkomste my het. Maar ek het aanvanklik baie goed gedoen en ek was in remissie gewees na so 6 maande van behandeling en 'n operasie en alles. En ek het gedog, nou is, jy weet, ek het 'n tweede kans op lewe gekry en ek gaan aan met my lewe en so aan. En toe dit ongelukkig teruggekom. Ek was so 18 maande in remissie, maar toe word ek weer gediagnoseer. En sedertdien kry ek nou maar eintlik ononderbroke behandeling. Ek is nou, ja, my kar ry al sommer van self daar na die chemo sentrum toe en ek, ja, dit is nou al so 'n deel van my lewe om elke 3de Dinsdag daar te gaan sit vir my chemobehandeling. Kry mens binne hierdie striweling tog nuwe perspektief ook? Ja, nee, ongelooflik. Ongelooflik. Kyk, ek dink nie 'n mens kan met jou eie sterflikheid gekonfronteer word sonder om baie diep. Dis 'n katarsis, maar ek dink ek het ook al gedink dis eintlik soos 'n algemie. Jy weet, ek dink as jy deur daai trauma gewerk het en as jy kom by die punt wat jy vrede maak met jou sterflikheid en jou eie verganklikheid, dan vind daar 'n vrywording plaas wat 'n mens eintlik vir niemand kan beskryf nie. Dit klink soos 'n groot teenstrydigheid, maar kanker het vir my die lewe teruggegee. So teenstrydig soos wat dit mag klink. Sluit volgende Woensdag aand weer by ons aan om nog interessante Namibiërs te ontmoet wat belangrike bydraes tot ons land en in hulle gemeenskappe lewer. Tot dan, groetnis en mooi loop. Kyk aan gas, sing damerandaman Afrikaans, Bonda Panula, Yeshimwe Apo,